hartlike goeiedag van my Yvonne Besuidenhout en Ansie Smit. Dit is lieflik om weer met julle te kan gesels. Ons is opgewonde vir die woord van die Here en dit wat die Here aan ons openbaar. Ek glo en vertrou, julle geniet die programme wat reeds geskied was en dat julle daarby nut gevind het. Vandag wil ons gesels met julle oor aanstoot, offense. Hoe hanteer 'n kind van die Here dit? Hoe moet ons wanneer hierdie goeders na ons toe aankom, hoe moet ons dit hanteer? So kom ons kyk 'n bietjie, wat moet 'n volgeling van Jesus doen in reaksie op alles van normale lewe in 'n gevalle wêreld, gebrokenheid tot ontmoetings met irriterende mense en uitlokkende omstandighede, mense wat jou soms uitlok, want veral baie keer kry mense dit, veral as hulle weet jy is 'n kind van die Here, dan is dit of hulle jou nou eintlik toets, en so laat ons nie in daardie strikke strap nie, laat ons versigtig wees. So kom ons kyk 'n bietjie, hoe hanteer ons hierdie minagting en beledigings wat mense vir ons gee, maar kom ons wees ook versigtig om dit nie, laat ons nie aan die ander kant staan nie. So ons ontvang en ons gee. Die goeie nuus is dat die evangelie ons nie minder menslik maak nie, maar meer menslik. As volgelinge van Jesus ervaar ons die volle reeks van teleurstellings en emosies wat algemeen is vir alle beelddraers van God. Jesus self was tog op aarde, het hy baie keer aan die ander kant gestaan waar mense hom beledig, vloek en skel, en uit Jesus se gesindheid sal ons net leer, hy het nie daaroor gaan sit en top onder 'n boom nie, hy het nie in 'n hoekie opgekrul gaan lê en daaroor vir homself jammer gevoel nie, en hy het nooit mense beledig nie. So ons sien baie kere ook dat Jesus het stil gebly, want baie keer is dit maar net beter om stil te bly as om te reageer. Maar deur God se genade kan ons leer om hulle te bestuur, eerder as om slawe van hulle te leef. Ons kan leer om so verlossend as moontlik te reageer, in teenstelling met selfsugtig en selfontdaan te reageer. Ons kan eintlik vreugde vind wanneer ons 'n oortreding oorsien, volgens Spreuke 19 vers 11. So kom ons kyk, wat beteken hierdie dinge? So om aanstoot te neem, beteken om teen iets te stamp, aan te stoot. Dit word meestal gebruiklik figuurlik, maar ons gaan vandag 'n bietjie kyk hoe dit geestelik gebeur. So jy kan teen iets stamp, stoot of iemand beledig. Die woorde, dis twee begrippe. Ons kan aanstoot gee of ons kan aanstoot neem. So kom ons kyk 'n bietjie. Almal van ons was al aan albei kante van die kantlyn. Jy het al vir iemand aanstoot gegee of jy het aanstoot geneem. So elke dag het ons die kans om deur te loop onder dit, soos Yvonne gesê, hoe reageer ons? Wat is ons reaksie as dit gebeur? Die waarheid is, ons is nie gevrywaar teen dit nie, so dit gebeur elke dag, maar ons moet nie gevangene word van dit nie, ons moet leer om dit te bestuur en te beheer. Ons kan elke dag ook vir iemand anders aanstoot gee met ons woorde, met ons optrede, met 'n handeling. Baie keer kyk jy net lelik vir iemand, jy besef dit nie eers nie, en so kan ons ook ander mense aanstoot gee. So kom ons leer onsself ook om nie aanstoot te gee nie, en ook om nie aanstoot te neem nie. Baie keer is jy so seer gemaak, jy voel jy is alleen, jy voel soos 'n mislukking, en dan is die tye wat ons troos in die woord van God moet soek. Gaan kyk 'n bietjie wat sê die Bybel oor troos, wysheid, veral in tye wanneer dinge moeilik raak. God herinner ons reg deur die woord dat hy ons toevlug is, ons sterkte, ons vertroosting, ons veilige hawe in storms. Gaan lees Psalm 91 weer en kyk die wonderlike beloftes wat daar is oor die veilige hawe, die storms, die beskerming. Kom ons kies dan om nederig te wees en te vergewe. So vind ons genesing in onsself en ons kan ook verhoudings so herstel. Soos Yvonne gesê het, baie keer is stil bly die beste antwoord, want dan gee jy nie aanstoot nie, jy gooi nie petrol op die vuur nie, jy neem eintlik beheer as jy stil bly, en dis eintlik 'n wenssituasie, as jy kan stil bly en later reageer, of dan later kan sê,
hoe jy werklik gevoel het, maar om nie onmiddellik te reageer, want baie keer kan ons dan verkeerde dinge sê. So kom ons leer om eers 'n paar minute te pause, net stil te word, te oordink, wat het hierdie persoon werklik bedoel, of hoekom het hierdie persoon dit gesê? Baie keer neem ons aanstoot oor iets wat hierdie persoon nie eens werklik bedoel het nie, of baie keer praat 'n persoon uit sy eie seer, en dan besef ons nie altyd die woorde wat hierdie persoon gesê het nie. So dis nie maklik in die woord om te leer vergewe 70 maal 7 keer nie. As ons gaan uitwerk, dis 490 keer wat jy iemand moet vergewe. So die kernbeginsel van geloof is, ons kan nie vir God behaag sonder geloof nie. Ons kan ook nie vir God verwag om ons te vergewe, as ons nie ander vergewe nie. So dis 'n groot uitdaging elke dag van ons lewe, om ander te seën wat ons sleg behandel. Die Bybel sê, bid vir julle vyande. Dis nie altyd maklik nie. Die lewe is vol seer kry, en dis onvermydelik. Maar die Bybel leer ons hoe om dit te hanteer, hoe die manier waarop God die versoening gedoen het vir ons, om dit ook teenoor ander te doen. Gaan lees 'n bietjie Matteus 18, 21, 22, waar Petrus vir Jesus vra, hoeveel keer moet ek my broer vergewe? Jesus antwoord, nie net 7 keer nie, maar 70 maal 7. Dit wys net weer eens vir ons hoe belangrik vergifnis is. As jy nie ander vergewe nie, hoe kan God jou vergewe? So kom ons pas dit toe. Ons vra vergifnis as ons iets verkeerd gedoen het, en as iemand anders verkeerd gedoen het, vergewe hulle en gaan beweeg aan. Jesus wil hê ons harte moet vry wees van bitterheid en wrokke, net soos ons hemelse Vader ons daagliks vergewe. As ons moet 'n bietjie gaan sit en dink, hoeveel keer vergewe God ons elke dag? Hoeveel sondes doen ons? Ek dink dan gaan ons hartseer wees, om te weet hoe ons sy hart gebreek het, en elke keer as ons vergifnis gevra het, het hy ons vergewe. So kom ons vergewe dan ook ander mense, soos hy ons vergewe het. Kom ons gee julle 5 goeie redes om 'n oortreding oor te sien. Hier is 5 punte wat ons regtig moet oordink en daaroor bid, want dit leer vir ons hoe om aanstoot te verwerk. Want ons as mense is toch baie keer so fyngevoelig, en ons weet nou al dat fyngevoeligheid is nie van die Here nie, dis nie 'n vrug van die Gees nie. Kom ons sê, is daar vreugde in die oorsien van 'n oortreder? Ja, natuurlik is dit, wanneer iemand iets gedoen het teen jou, en jy vergewe hom, is daar groot vreugde, amper meer vir jou, as vir aan die ander persoon, want dit is die grootste geskenk wat jy jouself kan gee. Ja, vreugde, waarheid. Kom ons kyk na hierdie 5 dinge wat die Bybel vir ons sê, ons vreugde kan gee, as ons bereid is om dit te ontvang. Ons moet bereid wees om dit te ontvang, maar eers laat ons duidelik wees om 'n oortreding oor te sien. Moenie verwar word met die onderwerping aan beledigende mense, of moreel en eties onaanvaarbare omstandighede nie. Jesus sê nie ons moet swakmoedig wees nie. Hy sê ons moet sagmoedig wees. So ons is nie daar om opgetrap te word nie. Ons is nie deur matte nie. Maar Jesus leer ons hoe moet ons hierdie hanteer. Daar is egter ten minstens 5 redes waarom vreugde gevind word in die oorsiening van 'n oortreding. So kom ons luister mooi na hierdie 5 dinge. Ja, die eerste is evangelie gevoelens. Wanneer jy 'n oortreding oorsien, ontwikkel ons dieselfde evangelie gevoelens wat heerlikheid smaak. Die Bybel sê gesonde verstand maak 'n mens stadig om toornig te word, en dit is sy eer om die oortreding oor te sien. Gaan lees gereeds Spreuke 19:11. Hoe korter ons woede lont, hoe vinniger sal ons aanstoot neem aan enigiets en iemand. Gesonde verstand is dis 'n evangelie gevoel. Hoe meer ons van die waarheid van die evangelie leer, hoe meer vernuwe ons gedagtes, en ons kan perspektief vorm, ons kan vinniger en makliker dinge oorsien. Ons gaan nie vashak by klein onbenullighede of klein dingetjies nie. Ons gaan leer om dit oor te sien, om vinniger en maklik daarvan te vergeet, om meer om te gee soos Jesus, en ook
wat sou Jesus se reaksie gewees het op hierdie mense, wat baie keer baie irriterend is, dis in verswaarende omstandighede. Ons lewe in 'n moeilike tyd, so ons moet leer om moeitevry, pynlose lewe prys te gee, en dan moet ons vreugde in die Here vind. Ons moet leer om oor te gee, ons eie reputasie, ons eie gerief, ons eie regte, ons eie ek, begrawe die eie ek, en vra vir God om jou te help, om hom te verheerlik in elke situasie, om op te tree, sodat hy tevrede is, dat daar vredegevolle en vrede en wysheid in hom sal wees. Ja, die Here leer vir ons in hierdie stuk dat ons nederig moet wees. Soos Ansie gesê het, dat ons eie ek een kan sit, ons eie gerief en regte. Jesus het tog die disippels se voete gewas. Hy wat bo almal verhewe is, hy wat die onderwyser was, hy wat God en skepper is, het dit goed geag om op sy knieë te gaan en mense se vuil, stowwerige voete te was. So partykeer gebeur dinge met ons wat nie altyd lekker is nie. En ons sê, maar dit is nie lekker vir my nie. Ek hou nie van dit nie. Maar kom ons sit net ons eie ek. Die tweede ding is die erkenning van ons sonde. Wanneer ons 'n oortreding oorsien, kan ons bly wees dat ons eie sonde begin erken. Want wanneer ons sê, Vader, vergewe ons skulde, soos ons ook ons skuldenaars vergewe, dan sê ons tog, Here, ek vergewe hulle, en daarom vra ek U om my te vergewe. So dit help ons om net die balk in 'n ander ou se oog te gaan soek, in ons eie oog te soek, terwyl ons in 'n ander ou se oog die splinter moet soek nie. Daarom leer die Bybel ons, haal eers die balk uit jou eie oog, voordat jy die splinter gaan soek in iemand anders se oog, soos volgens Matteus 5 vers 38 tot 42. Die vryste, vreugdevolle Christen wat ek ken, is die een wat die vinnigste kan vergewe. So, baie keer dan sal jy vir mense vra, maar wat is jou geheim? Jy is altyd so gelukkig en die vreugde van die Here straal net uit jou, dan sal daardie persoon vir jou sê, ek vergewe maklik. So ja, dis nie altyd te sê, dit wat iemand gedoen het jou nie seer gemaak nie, dat jy nou so verhard is, dat jy nie eens meer voel nie. Nee, dit is juis oor die liefde, dit het niks met verhardheid te doen nie. Die liefde van Jesus het binne in jou gegroei, en so vergewe jy maklik. Dit is nie dat hulle minder het om van te berou nie, hulle is net vinniger om hulle sondes te erken, hulle self te verneder, en in Jesus te rus. So kom ons rus in Jesus. So sê vir evangelie ons van sattingsveroordeling na die Gees se oortuiging beweeg, word ons meer daarvan bewus dat ons die genade van God net soveel nodig het, soos enige iemand wat teen ons sondig, en daar is 'n geweldige vreugde daaraan verbonde, aan daardie soort nederigheid. Ons neem minder aanstoot wanneer ons hierdie dinge vir onsself aanleer en gee meer genade. Onthou julle die verhaal van die persoon wat geld geskuld het en die koning wou hom doodmaak en hy het om genade gesmeek om sy lewe, en toe hy uitgaan, toe wou hy nie die een wat hom skuld vergewe nie. Ons moet nie daardie gesindheid hê nie. So net soos wat ons vergewe wil word en wil in genade ontvang, so moet ons ook wees. So ons is meer geduldig en minder kleingeestig. Ons word beter om te wag as om te kerm. Ons is meer realisties oor die lewe onder gewone sondaars, wat soos ons swak liefhet, en wyser oor wat om ernstig op te neem en wat om heeltemal te ignoreer. Ja, kom ons kyk 'n bietjie na punt 3, God se Gees aan die werk. Wanneer ons 'n oortreding oorsien, kan ons bly wees dat God se genade en Gees ook in ons opereer. Dit transformeer ons lewe ook om meer te word soos hy. As Christene word ons dus geroep om toe te neem in genade en kennis van ons Here Jesus, ons Verlosser. Gaan lees gerus 2 Petrus 3:18. Groei in genade lei toe dat ons Jesus beter leer ken. Hoe meer tyd jy spandeer in die woord, hoe meer intieme verhouding jy het met God, hoe meer jy bid. Besef ons nie hoeveel genade God werklik vir ons het. So kom ons leer om dit ook toe te pas. Kom ons leer ook om dieselfde genade in ander te bewys.
Jesus leer vir ons dat ons vreugdevolle lewe sal hê, vol van vrede, as ons ander mense vergewe. Gaan lees Johannes 15:11. Ons moet ons ook werklik oorgee aan die werking van die Heilige Gees. En ons moet dit aankweek, dat ons gees sal instel op die Heilige Gees. As ons gaan lees Galasiërs 5:22-23, die oes wat ons behoort te oes in ons lewe, is liefde, blydskap, vrede, geduld, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid en selfbeheersing. So kom ons toets ons vrugte. Hoe lyk ons vrugte wat ek en jy dra? Stem dit ooreen met die Heilige Gees se vrugte, die vrugte wat ons veronderstel is om te dra, of hoe lyk ons vrugte? Identifiseer die vrugte wat jy dra of wat jy nie dra nie, en werk 'n bietjie daaraan. Vra die Heilige Gees, help my met hierdie selfbeheersing, of help my met sagmoedigheid, sodat jy ook werklik vrugte kan dra daarin. Die Heilige Gees lei ons na groter ervaring van ons seunskap of dogterskap, Romeine 8:15-17, wat ons groter vreugde sal gee, as ons Vader probeer behaag in alle dinge, wat hy, selfs die mees afstootlike, irriterende scenario's, het God altyd goed gedoen. Romeine 8:28, God beloof dat dinge nie maklik sal wees nie, maar dat die dinge ten goeie sal meewerk. Ja, as ons kyk na punt nommer 4, die vryheid van die soeke na goedkeuring. Ons as mens is altyd op soek na goedkeuring. Ons kyk in die huishouding, vrou soek die goedkeuring van haar man, die man soek die goedkeuring van sy vrou, die kinders soek die goedkeuring van die ouers of die onderwysers. In 'n werksplek soek jy goedkeuring by jou bestuurder of die persoon wat bokant jou gestel is, want ons wil graag dat ons nou 'n goeie indruk stel en ons wil hoor, ja, dit is goed wat jy gedoen het, ons wil daardie goedkeuring hê, maar ons moet nie so gefokus wees op 'n mens se goedkeuring, dat ons van God se goedkeuring vergeet nie, want dit is tog baie meer. Wanneer ons 'n oortreding oorsien, kan ons bly wees dat ons vryheid verkry het van die lewe as goedkeuring soekers. So wanneer ons is ook 'n goedkeuring soeker, so kom ons kry daardie vryheid wanneer ons iemand vergewe. Christene is 'n volk wie se vreugde nie gekoppel hoef te word aan wat ander van ons dink en sê nie. Ons of hoe hulle met ons verband hou en op ons reageer nie. So Spreuke 29:25 sê, die vrees vir die mens span 'n stryk, maar hy wat op die Here vertrou is veilig. In Psalms leer ons, moenie jou vertroue op prinse en mense plaas nie, want hulle stel te leer, maar God nie, nooit nie. So kom ons stel onsself in, dat ons nie regtig die mense goedkeuring soek nie. Daarom leer die Bybel ons, alles wat ons doen, doen dit asof ons dit vir die Here doen. Want daarom sal jy dan nie gefokus wees op wat die bestuurder by die werk sê of ander nie, maar kom ons doen alles asof ons dit vir die Here doen. Om mense te vrees is nie soseer om vir hulle bang te wees nie, maar om hulle goedkeuring te veel te ag. Ons kyk of na God of na die mens as die fontein en brandstof van ons vreugde. Waar vind jy jou vreugde? As jy dit by die mens soek, gaan daardie vreugde baie vinnig geblus word, want mense stel te leer. Mense maak altyd swak verlossers, so moenie op hulle staat maak om jou te verlos van 'n omstandigheid of wat ook al nie. Ons kan nie vrylik of vreugdevol enigiemand lief hê aan wie ons die mag gegee het om ons te beskaam of te verhef nie. Ja, kom ons kyk 'n bietjie na punt 5, vergewe as die vergewensgesindheid. Wanneer ons ander vergewe, oortredinge oorsien, word ons beter en leer ons om soos Christus te vergewe. Daar's geen groter nonsensheid in die hele heelal of geskiedenis van die mensdom as vir diegene wat sondes vergewe nie. Gaan lees 'n bietjie weer Matteus 18:21-35, dat ons in elke sondige gedagte, woord en daad vergifnis moet vra en ook ander moet vergewe. Ons kan dit nie van hulle weerhou om te vergewe nie. Dit was ons Vader se goedkeuring wat ons tot bekering gelei het.
Dink vir een oomblik as God ons nie vergewe het nie, waar sou ons gewees het? En hy doen dit nog steeds elke dag. As jy 'n lysie moet gaan maak en jy's eerlik met jouself van alles wat ons verkeerd doen elke dag, sondes wat ons doen, en dink dan net hoe groot God se genade werklik is, dat elke oomblik as jy sê, Vader vergewe my, dan doen hy dit. Gaan lees Romeine 2 vers 4, so maklik dink ons rigide, ons neem maklik aanstoot, ons het 'n boekhou rekordstelsel, jy het gister dit gedoen, of jy het 10 jaar terug dit gedoen. Ons sien in baie huwelike, die konflik wat kom, hulle hou boek van die kwaad, en jy het 10 jaar terug dit aan my gedoen, en ek gaan jou een of ander tyd terugkeer. Dis soos kinders, ons moet nie so lewe nie, dis nie hoe God van ons verwag nie. Dink 'n bietjie net as hy boek hou, ek moet dit beklemtoon, as God boek gehou het elke dag van ons sondes, waar sou ons gewees het? So kom ons vergeet van hierdie boekhoustelsel, en ons leer om mense te vergewe, soos Paulus geskryf het, ons moet vriendelik wees teenoor mekaar, ons moet ontferming hê, ons moet mekaar vergewe, soos God in Christus Jesus ons vergewe het. Lees Efesiërs 4:32. Ons vreugde is dus gekoppel om ander te vergewe. Jy kan nie lewe met onvergewensgesindheid, wat later oorgaan in bitterheid en woede en haat, en vreugde ervaar, vrede van God ervaar, as jy met hierdie onvergewensgesindheid loop nie. So kom ons leer uit die woord, dat ons vreugdevolle lewe kan hê, as ons ander oorsien, as ons ander kan vergewe, dan sal ons werklik hierdie groot vreugde elke dag ervaar. Ja, dis ongelukkig altyd wat ons het vir hierdie. Ons wil julle vra, bedink hierdie dinge wat ons genoem het, praat met die Here, laat die Heilige Gees julle lei, kyk waar is ons swakpunte, kyk waar is jou swakpunt, en vra die Here om jou te help, om hierdie 5 punte in jou lewe toe te pas. Aansien die versoeke vir die week? Daar's nog steeds mensies wat vra vir reën, daar's nog baie drooggeteisterde gebiede in ons land, so kom ons bid saam vir reën. Dan bid ons ook teen hierdie plaag van bek en klauseer, ons dink aan die boere, ons dink ook aan 'n gesin, 'n mamma en kinders wat hulle haar man verloor het aan die dood, so kom ons bid vir vertroosting, en dan bid ons ook vir matrikulante wat nog nie geplaas is nie, wat op soek is na werk. Yvonne, as jy vir sal afsluit. Baie dankie, en onthou om julle versoeke vir ons ook in te stuur, ons bid graag daarvoor. Ons Hemelvader, baie dankie Here, dat U ons geleer het vandag, om nie so fyngevoelig te wees nie, en ook nie aanstoot te gee of te neem nie, Here, maar dat ons gefokus sal wees op die liefde van Jesus, Here, en dat ons vergewe, Here. Here, maak ons harte sag, Here, sodat ons nie onsself verhard nie. Vader, ons bid vir elke area wat nog reën nodig het, Here. Here, ons is so dankbaar vir die reën wat U ook gestuur het hier in die Weskaap, Here. Ons is so dankbaar, dit was so droog en dit was so nodig, Here. Dankie, Here, dat U ook in ons lewe die reën stuur. Vader, ons bid ook vir die plekke wat oorvloed reën gehad het, Here, vloede gehad het. Here, dat hulle beter af sal wees na die tyd as wat hulle voor die tyd was, en dat hulle nie nou vaskyk in die skade wat gekom het nie, Here. Vader, ons kom teen hierdie back and closure siekte. Here, U woord sê in Psalm 91, geen siekte of pestsiekte sal naby ons tent kom nie, Here. Daarom verwerp ons hierdie back and closure in die naam van Jesus, Here. Ons maak dit nul en void, en ons beveel die duiwel om sy kloue af te hou van dit wat ons in is, wat die Here ons mee vertrou. Daarom pleit ons die bloed van Jesus ook oor ons landbou, Here, oor ons beeste, oor ons skape, oor die diere, Here. En U weet, Here, ons het dit nodig, Here. Daarom staan ons op daardie belofte wat U sê, geen siekte of pestsiekte sal naby ons tent kom nie. Vader, ons eer U vir die uitkoms ook vir elke matrikulant. Here, ons bid dat hulle nie sal moedeloos word nie, maar dat U vir hulle 'n weg sal baan, Here, dat U vir hulle die wysheid sal gee, ook as hulle iets op hulle eie moet begin, Here. Dankie, Here, dat ons kinders in U hande kan plaas en U kan vertrou met ons kinders. Here, ons bid vir vertroosting waar 'n mamma en 'n kind langs 'n oop graf moet staan, Here.
en nie weet wat môre inhou nie, Here. Waar hulle harte seer en stikkend is, Here. Bid ons, Here, dat hulle ook sal vergewe die wat dit veroorsaak het, Here. Maar dat U self die trane sal afvee, Here, en dat hulle sal weet U is 'n God van naby. Vader, ons vra al hierdie dinge in U naam en ons dankie daarvoor in Jesus naam. Amen. Baie dankie. Totsiens tot 'n volgende keer. Totsiens.